Baie welkom by ons kruistienersles vir Parasha Emor, die Missing Puzzle Piece. Het jy al ooit 'n legkaart van 1000 stukkies probeer bou, net om aan die einde te besef, daar kort een enkele stukkie? Daardie leemte trek jou oog meer as die hele pragtige prentjie wat wel daar is. Dit is frustrerend, want sonder daardie een stukkie maak die hele prentjie nie sin nie. Wel in God se koninkryk is daar nie iets soos 'n oortollige of 'n ekstra stukkie nie. Volgens Psalm 139 vers 13 tot 15 is jy nie per ongeluk hier nie. Jy is wonderbaarlik geweef in die werkswinkel van die baarmoeder. God het nie net die hele prentjie ontwerp nie, maar hy het jou spesifieke vorm, soos hierdie legkaart stukkie, met presisie bepaal. Wanneer jy nie jou plek vol staan nie, is daar 'n leemte in die wêreld wat niemand anders kan vul nie. Parasha Emor gee vir ons die bloudruk van hoe jou unieke vorm lyk en hoe jy in sy koninkryk inpas. Die moderne tienerwêreld probeer jou voortdurend dwing om in 'n boks te pas, 'n vooraf vervaardigde vorm wat jou unieke kante en hoeke ignoreer. Parasha Emor is God se goddelike bloudruk wat hierdie illusie verbreek. Die parasha of gedeelte begin waar God vir Moses opdrag gee om vir die priesters te sê, en sê in Hebreëus is Emor. Dit is belangrik om te verstaan dat jou identiteit begin by wat God oor jou spreek, lank voordat jy begin doen. In Hebreëus is daar 'n groot verskil tussen davar, wat praat is, en Emor, wat sê is. Davar word dikwels gebruik vir harde wetlike voorskrifte, soos 'n generaal wat 'n bevel gee. Maar Emor is sagter. Dit impliseer 'n hart-tot-hart uitnodiging. God roep die priesters, en vir jou, na 'n hoër standaard. Nie omdat hy streng is nie, maar omdat hy jou herinner aan jou spesiale posisie as 'n afgesonderde stukkie van die legkaart. Dit is 'n uitnodiging om die oorspronklike ontwerp van jou puzzlepiece te ontdek. In Levitikus 21 vers 5 kry die priesters 'n vreemde opdrag. Hulle mag nie die kante van hulle hare of baarde afskeer nie en nie snye in hulle liggame maak nie. Hierdie was heidense praktyke en rituele wat nie Abba Vader se beeld weerspieël het nie. Abba Vader wil hê sy kinders moet uitstaan van die heidense nasies. Luister nou mooi. Stop dit om jou unieke legkaartstukkies af te sny om in die wêreld se boksie in te pas. Die wêreld gaan vir jou sê, jy moet soos daardie influencer lyk of so slim wees soos daardie persoon om in te pas. Maar Abba Vader sê, ek het jou vorm reeds volmaak gemaak. Moenie jou uniekheid vermink om by mense aanvaarbaar te wees nie. Jy is volgens sy image gemaak en dit is wat jou so spesiaal maak. Neem 'n fisiese legkaartstuk en probeer dit met geweld in 'n plek indruk waar dit duidelik nie hoort nie. Wat gebeur met die vorm van daardie spesifieke stukkie as jy aanhou dit forceer? Hoe beïnvloed een verminkte stukkie die voorkoms van die finale prentjie? Op watter gebiede voel jy tans die druk om jou eie kante af te skuur om in 'n wêreldse boks te pas? Jy verswak die strukturele integriteit van die hele gebou of legkaart wanneer jy jou unieke vorm self probeer reshape. Wanneer jy jou kante afskuur om by die wêreldse patroon in te pas, pleeg jy geestelike vandalisme op God se heilige tempel. Dit laat 'n leemte in die groot ontwerp wat niemand anders kan vul nie. En hoekom sal jy jouself wil hervorm wanneer jy klaar perfek inpas? Jy is gemaak in die beeld van God. Jy is ontwerp om sy karakter en autoriteit te reflekteer. Jy is deel van 'n gekose priesterdom. Alhoewel Levitikus 21 sê dat fisiese gebreke 'n priester verhoed het om te offer, sê vers 22 dat hy steeds van die mees afgesonderde kos mag eet. In Yeshua word jy nou opgeroep as 'n lewende steen in 'n geestelike tempel, ongeag jou menslike tekortkominge.
en ons het onverdiende guns. Jy is so belangrik dat Abba Vader volke as 'n losprys in jou plek gegee het, soos ons lees in Jesaja 43 vers 3 tot 4. Jou liggaam is nie bloot net 'n geraamte nie. Dit is 'n tempel van die Gees wat afgesonder is. 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20. Jou fisiese ontwerp is 'n konstante getuienis van Bybelse waarhede. Jy is letterlik gebou om sy glorie te reflekteer. Abba Vader het sy vingerafdruk in jou biologie versteek. Kom ons kyk bietjie wat ek hiermee bedoel. Wel, ons het 4 hartkamers en dit weerspieël die 4 evangelies. 1 reddingsboodskap vanuit 4 noodsaaklike perspektiewe. Ons het 8 hoofbloedgroepe en dit herinner aan die 8 mense op Noag se ark. Dis God wat lewe bewaar en oor die hele aarde 'n nuwe begin gee. Jy het 12 pare ribbes, of 24 in totaal, en dit simboliseer die 12 stamme van Israel en die 12 disippels, of die 24 ouderlinge in Openbaring. Jou ribbes beskerm jou hart, net soos God sy volk beskerm. Dan het jy ook 10 vingers, 'n daaglikse herinnering aan die 10 gebooie. Alles wat jou hande doen, moet binne God se riglyne val. Ons het 33 werpsels. Dit verteenwoordig die 33 jaar wat Yeshua op aarde geleef het. Die struktuur wat jou regop hou, getuig van sy lewe. Ons het 5 sintuie. Dit verbind ons aan die Torah, die eerste 5 boeke van die Bybel, wat jou waarneming en jou hele lewenswandel moet vorm. En dan ook ons asem of die suurstof wat ons nodig het. Elke asemteug herinner aan die breath of life uit Genesis. Jy is elke sekonde biologies afhanklik van jou Skepper. Jou liggaam behoort nie aan jouself nie. Jy is teen 'n dierprys gekoop. As jou bene en bloed reeds sy ontwerp dra, is dit dalk tyd dat jou hart en keuses dit ook wys. In Levitikus 24 vers 10 tot 16 lees ons van 'n man wat in 'n geveg betrokke raak en die heilige naam van Jodai-Wawai laster. Kom ons kyk nou eers bietjie na sy agtergrond. Hy het 'n Egiptiese pa en 'n Israelitiese ma gehad. Hy het vasgevang gevoel tussen 2 wêrelde en het waarskynlik nie geweet waar hy inpas nie. Hy het probeer inpas by die Egiptenare, die wêreld, terwyl hy as deel van 'n afgesonderde volk is. In sy frustrasie het hy nie net gevloek nie, hy het God se karakter en autoriteit verwerp. Wanneer jy God se naam as 'n vloekwoord gebruik, sê jy eintlik sy karakter is waardeloos vir jou. Deur God se ontwerp te verwerp, het hierdie man homself buite die kamp of buite die legkaart geplaas. Hy was uit die kamp verwyder omdat hy gekies het om homself te isoleer van die een wat hom gevorm het. In Markus 3 vers 29 lees ons: Maar wie ook al teen die gees wat afgesonder is, kwaad gepraat het, het geen vergifnis tot in ewigheid nie, maar is skuldig tot 'n ewige oordeel. Dalk voel jy vandag soos die man, met 1 voet in Abba Vader se koninkryk en 1 voet vasgevang in Egipte of die wêreld. Mag Paulus se woorde in Romeine 12 vers 1 tot 2 vandag by jou bly. My broers, daarom smeek ek julle, deur die guns van God, dat julle jul liggame beskikbaar sal stel as lewende, afgesonderde en aanvaarbare offers vir God, en moenie hierdie wêreld navolg nie, maar word verander deur die vernuwing van julle denke, en julle sal kan onderskei wat die goeie, aanvaarbare en volmaakte wil van Abba Vader is. Dis tyd om uit Egipte te trek. As ons 'n bietjie verder lees in Parasha Emor, kom ons by Levitikus 23, wat Abba Vader se feeste beskryf. En dit word beskryf as vasgestelde tye. Hierdie tye vorm die raamwerk, die hoeke en die rande van die legkaart. Sonder die raamwerk val die hele prentjie uitmekaar. Die eerste vasgestelde tyd wat ons in Levitikus 23 kry, is die Sabbat. Die rusdag
waar ons erken dat God die skepper is en dat hy op die 7de dag gerus het. Dan lees ons verder van Abba Vader se 7 afgesonderde feeste. Eerstens lees ons van Pessach, wat Paasfees is. En dit is die oomblik van vrykoop uit slawerny. Ons het die fees van ongesuurde brode. Dit is die proses van reiniging en die uittog uit Egipte en die agterlos van suurdeeg in jou lewe en sonde. Ons het die eerste vrugte en dit is die verwagting van die nuwe oes en Yeshua se opstanding, 'n nuwe lewe deur sy bloed. Ons het ook vir Shavuot, wat Pinkster is, of die fees van weke. En dit is die ontvangs van die bouinstruksies, die Torah en die Heilige Gees. Yom Teruah. Hierdie dag dien as die groot wake-up call waar die ramshoring of shofar geblaas word om die volk te herinner dat die tyd vir die finale inspeksie en voltooiing van die meesterstuk aangebreek het. Yom Kippur. Op hierdie toedekkingsdag buig ons in uiterste nederigheid voor die Skepper, sodat elke lewende steen gereinig en versoen kan word, wat verseker dat die hele gebou heilig voor hom staan. En laastens Sukkot of die Hittefees. Dit is die groot fees van vreugde, waar die hele legkaart van God se plan voltooi is en die Skepper uiteindelik kan intrek om vir altyd permanent by ons in die voltooide gebou te kan woon. Daar staan in 1 Johannes 2 vers 4 tot 6: As iemand sê, ek leef in 'n persoonlike verhouding met God, maar nie sy opdragte gehoorsaam nie, voer so 'n persoon 'n leenlewe en het die waarheid nie plek in sy lewe nie. Wie egter sy woord gehoorsaam, in so 'n persoon se lewe, het die liefde vir God regtig sy doel bereik. Daardeur weet ons ook dat ons baie nou aan hom verbind is. Die wat beweer dat hulle in 'n noue verbintenis met hom leef, moet self ook leef soos hy geleef het. Ons word geroep om soos Yeshua te leef. En Yeshua, wat self 'n Jood was, het Abba Vader se heilige feeste van Levitikus 23 gevier. As jy my nie glo nie, gaan lees self. Matteus 26 vers 17 tot 19 en Lukas 22 vers 7 tot 15 vier Yeshua en sy disippels Pasga en die fees van ongesuurde brode. In Johannes 7 vers 2, 10 en 14 lees ons waar Yeshua en sy broers Sukkot of die Hittefees onderhou. Ons lees ook in Lukas 2 vers 14 dat Yeshua as kind elke jaar saam met sy ouers na Jerusalem toe gereis het vir Abba Vader se heilige dae, soos die opdrag staan in Deuteronomium 16 vers 16. Ons lees dan verder in Johannes 5 vers 1 dat Yeshua op pad was na Jerusalem vir 'n fees. Alhoewel ons nie presies weet wat se fees nie, soos Deuteronomium 16 vers 16 sê, is dit of die fees van ongesuurde brode, Shavuot wat Pinkster is, of Sukkot, die Hittefees. Nou wonder ek net, as ons geroep is om presies soos Yeshua te leef, hoekom vier ons nie die feeste wat sy Vader 'n ewige instelling gemaak het nie, en wat hy self gevier het nie? En as jy wonder oor die Sabbat, die rusdag, gaan lees die volgende verse. Lukas 4 vers 31, Lukas 6 vers 9, Markus 2 vers 27 tot 28. In Levitikus 23 vers 22 beveel God dat ons nie die rande van ons lande moet afoes nie, maar dit moet los vir die armes en die vreemdelinge. Nou wat is die les wat ons hieruit kan leer? Ons kan nie in ons eie boksie of gemaksone bly nie. Deur diensbaar te wees en plek te maak vir ander puzzle pieces, die armes en die vreemdelinge, word die legkaart eers werklik voltooi. 'n Legkaart wat in die boks bly, is absoluut nutteloos. Nou beweeg ons legkaartmetafoor na die van boustene in 'n bouplan. In 1 Petrus 2 vers 4 tot 10 word Yeshua beskryf as die lewende steen en die kosbare hoeksteen.
Soos in enige bouplan of as jy 'n legkaart maak, as die eerste steen, die cornerstone, nie reg lê nie, gaan die hele struktuur skeef wees. Sonder hom is die legkaartstukke bloot los dele wat op die vloer lê en vertrap word. Sonder Yeshua maak die prentjie van jou lewe eenvoudig nie sin nie. Hy is die beginpunt. Ons word as lewende stene in hom ingebou om 'n geestelike tempel te vorm. Jy is nie maar net 'n stukkie wat eenkant op die mat rond lê nie. Jy is deel van 'n koninklike priesterdom. Jy is nie meer 'n verlore stukkie nie, maar 'n lewende steen wat 'n geestelike tempel bou. As jy nie jou plek in die geestelike tempel of in die kerk vol staan deur diensbaarheid nie, is die gebou onvoltooid. Yeshua bind die verskillende, unieke stukke saam, sonder dat hulle hul identiteit verloor. Galasiërs 3 vers 28 verduidelik dat daar nie meer skeiding is tussen Jood of Arameer nie. Almal word een liggaam in hom. Maar die Arameer bly 'n Arameer met 'n unieke doel. Parasha Emor leer ons dat jou uniekheid, soos die van 'n legkaartstuk, nie 'n fout is nie. Dit is juis hoe jy inpas. God het jou nie gemaak om 'n kopie van iemand anders te wees nie. Hy het jou gekies om vrug te dra wat blywend is. Die vraag is dus nie of jy inpas nie, maar of jy bereid is om op die regte plek te lê. Emor is God se sagte, maar kragtige uitnodiging. Hou op om jou vorm te verander. Hou op om tussen die wêreld te leef en kom lê vas in die plek waarvoor jy ontwerp is. Jou lewe maak eers sin wanneer dit in lyn is met die hoeksteen, Yeshua. Want dit is hy wat elke unieke stuk bymekaar bring tot 'n volmaakte geheel. Moenie langer 'n los stukkie in die boks wees nie. Stap uit, neem jou plek in en laat die meesterbouer die prentjie deur jou voltooi. Want die legkaart is onvoltooid sonder jou. Shalom.